Ek word gemute omdat ek gesê, nou gaan dit diep sleg. Ek het ook 'n vraag gevra. As die mense, vir die van julle wat dit nie gehoor het nie, dalk 'n saak oop gaan maak het, wanneer Trouman vir julle gesê het om 'n saak oop te gaan maak het, dan sou julle eintlik besef het, wat eintlik aangaan. Dit is dat julle nie luister nie, en julle word alles op 'n platter vir julle gegee, dan kom julle na my toe en sê julle vir my, maar bin, jy het antwoorde, hoekom wil jy vir ons gee nie? Want ek is nie die polisie nie, dis nie my werk nie. Maar almal van julle, wat so sit op 'n live en nou wil julle almal op victim speel en hulle wil almal saam staan teen wat? As julle hande skoon was, dan sê ek verstaan het, maar ongelukkig is julle hande nie skoon nie. I won't follow the narrative, TTLCL, I won't. I will never follow a narrative that is created on TikTok because you know what? I might look stupid, but it's okay, I will take it. If I look stupid, I will handle it. Maar moenie my kom vra, as ek vir jou advies gee, en dit omdraai in 'n narratief, hoekom het bin my gewaarsku? Ek het jou nie gewaarsku nie. Op die einde van die recording, wat jou grootste fucking hater en my hater is, sit jy in die fucking boksie, om vir jou 'n recording te speel, het ek vir jou gesê, advies, daar is 'n verskil, om op 'n live te sit en te sê, bin het my gewaarsku, nee, bin het jou advies gegee, advice, en toe ek in die boksie klim, en weer vir jou advies gee, toe gaan dit nie oor dit nie, toe gaan dit oor die kinders. Christen, ek wil net vir jou een ding sê, en hulle kan maar hierdie rekord. Ek dink vriendskappe vir jou is disposable. Dis maar my opinie. Ek seker ek mag dit sê. Moenie offended raak by dit nie. Dis net 'n opinie. En omdat almal hulle opinie public maak, is dit seker maar okay as ek myne public maak. Dis nie 'n attack of 'n threat of enigiets aan jou nie. Dis my opinie. So hoe ook al jy dit vat, it's up to you. Maar ek sê vir jou, ek dink vriendskap vir jou is disposable, is my opinie. Jy weet wanneer 'n mens kan begin sien wanneer iemand nitpick. Net soos Mandy gemaak het. Mandy nou, of overall het so met my gemaak, waar sy genitpick het in die week. Toe sê ek vir almal op die live, nou ek kan mos sien, wanneer iemand nou begin, so nitpick met my die hele tyd. Ek kom het mos nou al agter vir 2 weke lank. Ek weet, ek like, of ek hang het geaan, ek weet, my kop steek uit onder 'n kalkoen se hol. So nou en dan hak my kop uit 'n kalkoen se hol uit, want dit is mos mense ding, my kop hak, maar ek is mos onder 'n kalkoen se hol ingedruk. So nou en dan hang my kop uit 'n kalkoen se hol uit. So jy weet, ek weet dit, julle het nie nodig om vir my te sê nie, ek weet my kop hang so uit 'n kalkoen se hol uit, ek weet dit. Ek is mos fucking stupid, jy weet. Die feit is, jy kan nie wanneer 'n narratief jou pas nie, Christian, wanneer dit okay vir jou is. Wanneer jy besluit, jy weet, nou is jy upset, jy kan nie net upset raak nie. Jy kan nie net upset raak oor goed nie, jy gaan dan soos 'n spoiled seun.
omrede dit nie jou manier en jou narratief pas nie. Nou moet almal op en af spring, want His Highness has spoken. Nee, ek sal nie. Ek het nie 'n probleem teen jou nie, maar ons is nie jou fucking dominoes nie, of jou skaakmatspeletjies nie, wat jy kan rondskuif wanneer jy wil nie. Ain't gonna fucking work on my watch. Want nou ewe skielik, kakkerlak klim in jou boks, hier trane, en dit is huil en alles. Vir wat? Dis mense, dis karma, wat vir hulle kom oor wat hulle gedoen het. Hulle het haat op mense uitgespreek. Wat jy uitsit in die universe gaan terugkom na jou toe. Nou sit jy vir karma in die boks. Sy wil nou, ewe skielik, laat ek net gou 'n stukkie vir jou speel, dis wat Ben gesê het. So nou entertain julle al die screen record, kom ek vertel julle wat julle mee besig is. Kom ek gooi my narratief. Dis mos nie 'n narratief, is 'n opinie, is nie die waarheid nie, is 'n opinie. Kom ek gooi myne gou. Julle is besig aan daai kant om 'n bietjie skoon te maak, sodat julle die haat kan draai. Asseblief, haat op my. Ek fucking strive op dit. Elke fucking video wat julle van my maak, elke post, tag my net in die fucking video's in asseblief. Gooi julle haat rek hard. Julle moet so fucking hard druk dat julle fucking oë wil uitpop uit julle gesig uit. Ek, Christian, is nie een van jou skaak mannetjies op die bord nie. Glad nie. Ek het nie nodig om vir Marlies Lloyd Eider te praat, sy kan vir haarself praat. Want daai vrou is 'n bietjie slim genoeg en 'n bietjie baie intelligent om te besef wat hier aangaan. Julle almal is vinnig om te sê, telefoon op, maak 'n oproep. Maar wanneer julle die goed doen en julle create 'n narratief, hoekom het jy nie eers die foon opgetel voordat jy die narratief gebruik het nie? So jy gee mense die indruk op die platform dat daar 'n confusion is, maar nou wil julle dit uitsorteer en sê nee, moet dit nie doen nie op 'n live, jy gaan sorteer, maar jy het van die begin af 'n narratief geskep vir 'n publiek. Jy het allow vir 'n comment soos hierdie op jou platform toegelaat. Dat kan die comments gaan afsit. Settings, comments. Jy het hierdie comment toegelaat op jou live. Nie net hy nie, 'n paar ander comments het jy toegelaat. Nie gemute nie. Maar guess what? Ek is gemute. Hoekom is ek gemute? Hoekom die persoon wat nou sy opinie gelig het, nie disrespectful was nie, word ek gemute vir die entire live? Sy moderators het besluit, dis okay om my te mute vir die entire live, maar die comments is okay. Hoe kan die comments okay wees, maar die comments wat ek sê van, dit gaan nou, daar's 'n verskil tussen waarsku en advies. En toe sê ek, nou gaan dit diep slegte word ek gemute vir die entire live. Nog 'n ding, dat ek dit gou sê, dat ek dit gou ook sê en 'n punt maak daarvan. As ek 'n sielkundige wou gehad het, of iemand wil my behandel, om 'n PR stand te doen, dan sou ek definitief na my eie sielkundige toe gaan, wat ek betaal, wat 30 jaar ondervinding het. Jy kan op jou live gaan sit, jy kan skree, Christian, jy kan sê net wat jy wil, maar kom ek sê vir jou een ding, ons hier op TikTok, soos die vrou wat daar ingeklim het van Uitenhagen wat sê, Christian, ek is diep lief, ek val jou al vir jare. Girl, ek dink jy lieg vir jouself, want van die mense is nie al vir jare hier op TikTok nie, hoor. As jy gesê bin, ek val jou vir jare, ja nee, dan sal ek het dalk geglo het. Maar hierdie skyn heilige goedjies wat so in die boks sê, hier diep lief, ek val jou vir jare. Wie poes praat hier toe?
Julle mense soek net aandag op maniere, dan kom sit jy lieg. Ek haat dit as mense